Het wordt nou nog vandaag nog op ons gefors. Onze mensen het die decide oor die loon nie. Die man wat van buiten af gekom het, met oor die skippe hier gekom het, hulle die los gebring van hulle skip af tot in ons land. En hulle het die wette van hulle skip in ons land toegepas, wat hulle nou nog toepas. Stap in by jou hof, as jy kyk na die hof, self, as sal jy sien, die hof lyk soos die dek van 'n skip. Het is nie 'n hofie. Ons moet ons eie howe kry, ons moet ons eie aboriginal howe, ons law of the land rules moet gehandhaaf word hier. Ons is self-sustainable en hulle wil hê ons moet dit doen nie, want dan het hulle nie kontrole oor ons nie. Ons mense het al die jare grond gehad, hulle het huise gehad, hulle het werk gehad, wat gaat vandag aan? Ever since hulle in power is, kan ons niks kry nie. Hulle maak deals met die swart nasie en die ander nasies, maar hulle kom nie na ons toe, waar die ounes is van die land nie, om vir ons te vra, wat soek ons nie. Daar is nog een observation wat ek maak. Oral waar daar indigenous mense is die textbook rule. Al die indigenous uit power uit, maak hom sy identity, confuse oor sy identity, en dan vat hulle die resources. Want die eerste generation, wie hulle identity ken, roei hulle uit. Die next generation, hulle skette, hulle laat dit nie kan oorgedra word nie. Hulle het ons mense uit mekaar uitgeruk. Hy vat 'n familie wat 30 mense in hy familie het gebly op die stuk grond. Maar nou kom hulle wil die grond nie. Hulle gooi die een broer daar, hulle gooi die ander broer in Parel, die een broer gooi hulle in Woeste. Net om my familiekring op te breek, die unity wat tussen die families gewees het, hulle uitgebreek uit ons uit. En toe install hulle in ons mense in gangsterisme met die lokasies wat hulle bou. Die huise wat julle in bly, het is nie huisie, is 'n blerrie tronk man. Is dieselfde concentration camps wat hulle gebruik het in die reg om die wêreld om aboriginal mense te oppress oral waar hulle gaan. Dieselfde mense wat in die ander lande die dinge doen, is dieselfde mense wat dit hier doen by ons. Hulle is soos 'n company, they move around and our people. Ek gaan nie sê ons mense is stupid nie. Ek gaan sê ons mense is ongeletterd. Ons mense moet uitgaan en gaan soek die information, gaan soek wie jy is, waar jy vandaan afkom. Wie is jou voorouers, wat is jou regte op die land? Ons moet op net aanvaar wat hulle vir ons gee. Ek is nou al moeg, ek is 42 jaar op 'n waglys en ek wag maar nog pyse nie. Maar ek is nou gatvol. As ek dit so moet stel, ek is gatvol gewag. Ek vat nou vir my stukkie grond en ek sorg dat my familie onder dak kom en ek sorg dat hulle kan reg lewe. Al moet ek my eie groente en vrugte plant, ek gaan dit doen. Maar ek is gatvol want die government nog nooit niks gedoen vir my nie. En dan sê die government al het dit geld. Nou, maar kyk hoe staan law enforcement en sit die hele dag 24/7 daar. Heel nag idle hulle karre. Hulle is heel nag daar. Heel nag idle die karre. Die bene. Maar hindras. Wat is satirai? Nou kyk nou net na daai. Hulle het die resources as daar iemand geskiet raak of 'n ding op die Cape-fletsie. Maar hulle het nie eens patrol vir 24/7 vir in die Cape-fletsie, maar hier staan 5-6 wenne hier voor 24/7. By 'n plek waar nie is enige crime of 'n ding. Die enigste crime volgens hulle mos nou as land invasion. Maar as 'n mens nou kyk na die serious crimes wat daar aan die land is, hulle kan vir land invasion soveel wenne stuur, maar vir as daar nou iemand geskiet word, dan as dit like en as dit een wen wat uitkom. Een wen. Ja. Maar 24/7 staan hulle hier. 24/7. Heel dag, heel nag staan hulle hier. Skep die picture as ons gangsters is. Wie wat draai hulle om uit te oefen? Because ons is dan nie kriminele nie. Ons is maar hier. Hulle staan hier. Hoekom om ons stop te laat ons hier nog 'n Wendy kan opsit, maar hy s'n 'n blyplek vir iemand. As mos dit dat ons 'n moord gaan pleeg. As jy nog sê hulle staan hier om vir my dop te hou want ek gaan 'n moord pleeg vanaand, dan is dit toe te gee. Maar hulle staan laat ek 'n dak oor my kop kan opsit vanaand nie. Maar die kinders lê heeldag dood. En hulle staan nie. En daar is my die vraag wat ek stel aan die leiers en government, meer spesifiek City of Cape Town, van dit is die local government onder wie ons val. Tot vandag toe, witte mense, wat het hulle gemaak met die mense wat hulle rondom die kasteel ge-evicted het? Yes. Nou wil hulle hê mense moet hier ge-evict raak. Wat is die alternatief wat hulle in plek het van
soos dit nou vir my voorkom van dis nou 'n ding wat ons nou al vir 'n tydjie volg vir die laaste 4 jaar loop ons rond en soos ek nog gesê het oral waar ek kom ek sien is net breinmense wat ge-evict word. Dat is nou 'n vraag wat ek kan hulle stel, maar soos ons nou 'n geselskap die vraag is aan ons leaders in government. As jy law sê, jy mag iemand after 72 hours evict as hy 'n structure opgesit het. En as jy law sê, jy moet mense 'n alternatiewe accommodation gee voor jy hulle enige plek verskuif. Hoe kan dit wees dat ons breinmense ge-evict word en dan word ons gelaat op ons eie wyse om te kyk hoe gaan ons vir onsself sorg. You understand? Hulle sit ons in posisies om criminal activities te doen. You understand? Deel van hulle program. If there is any unrest going on, they stand far away. Yeah. But the moment there's something going on good for the people, like everybody that loves these people that comes out of other people's yards, they lived under the most harsh of circumstances to come and find a little peace of mind for themselves. Now they come, the party that is supposed to work for them is victimizing them. They're destroying their homes, they're throwing out that. So, ek het eendag hier gebly, toe kom die mense hier om my plek af te breek. Die eerste aan wat ek kom het hulle my Wendy gevat, het nie vir my gebreek nie. Ek het die next maand, toe sit ek vir my Wendy op. Ek het vir my kruppel gewek om my Wendy te kry. Maar vandag, my familie is in huis en hulle is nog nie tevrede nie. Hulle gee nie vir my water nie. They don't give us power. They don't give us sanitation. How the hell do they expect we are supposed to live a dignified life? They say ons is gangsters, ons is undignified. But hulle het ons gemaak wat ons is. This is a monster that they created. They created a colored, and a colored is not a human being. A colored is a person without an identity. En ons het 'n identity. Ons is die Aboriginal Khoi en San mense van Suid-Afrika. Julle kan maak wat julle wil, maar vir ons gaan julle nie uitkry nie. Vir my moet julle frik skiet. Ek word weggedra uit 'n boks uit my jaartyd. Julle gaan nie vir my doodmaak nie.